Goeiemôre geliefdes. Hartlik welkom vanmôre in die erediens en ook in die nagmaal. Kan ek dan ook sommer vir u uitnooi as u nie 'n lidmaat van hierdie gemeente is nie en u graag die nagmaal wil gebruik, is u vanmôre dan ook baie welkom om die nagmaal te gebruik as u die Here Jesus Christus ken, as u persoonlike verlosser en saligmaker, en as u ook die vrymoedigheid het om in u eie gemeente die nagmaal te kan gebruik. Kom ons raak stil in die Here se teenwoordigheid. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons sing hartlik saam tot eer van die Here die loflied Vader, ons eer u. Geliefdes, ons lees saam uit die woord van die Here en wel uit die Nuwe Testament. Ons lees saam uit Johannes hoofstuk 6. Johannes hoofstuk 6 vanaf vers 53 tot en met vers 52. My Bybel bladsy 115 in die Nuwe Testament. Met die woord van die Here voor ons oopkom, dan bid ons saam. Dierbare Here en Hemelvader, met die mooi gesange wat ons gesing het, is dit ook so dat ons vanmôre vir U wil kom sê,
Dit klink nie net mooi nie, Here, maar dit is 'n werklikheid in ons lewe. Dat ons vanmôre met groot dankbaarheid hier by mekaar kan kom, rondom u woord en rondom die sakrament. U, die kenner van ons harte, maak vir ons heel, genees vir ons, versterk vir ons, bemoedig vir ons, gee vir ons sekerheid, opnuut wanneer ons vanmôre na u woord luister, en die brood geneem en die wyn drink. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, ons lees dan nou saam vanaf Johannes hoofstuk 6, vanaf vers 53. Maar Jezus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet, en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterf. Wie hierdie brood eet, sal vir ewig lewe. Tot sover die woord van die Here. Geliefdes, ek het vanmôre vir ons iets saamgebring. Iets wat ek altyd by my dra. En dit is hierdie ring wat ons vandag noem 'n troupand. Hierdie ring is deur Magda aan my vingers gesteek. En van daardie dag af was dit vir my die simbool en was dit vir my die herinnering aan die feit dat ek behoort aan 'n bepaalde vrou, Magda, die een aan wie ek dan beloof het om getrou te wees. Sy is gedurig in my gedagtes. Want elke keer as ek my hande beweeg, dan sien ek hierdie ring aan my vinger. Toe Annette vir my sê of ek sal kom preek, die vraag gevra, wat is op u almanak? Wat is die tema wat u as gemeente in hierdie dae oor nadink? Sy het vir my gesê, op die almanak staan daar, ek luister na God se stem. En vanoggend is dan die tema van hierdie erediens en nagmaal om na God se stem te luister in woord en aan sakrament. Die sakrament is niks anders as die mooi woord vir dit wat ons gebruik, die nagmaal en die doop. Ons het net 2 sakramente, terwyl die Rooms-Katolieke Kerk byvoorbeeld 7 het. En ons net 2. Geliefdes, as ek sê dat ek na God se stem luister, dan wil ek in die eerste plek sê dat hy persoonlik is. Dat hy in die tweede plek lewendig is. Dat hy in die derde plek een is wat my ken, vir my omgee en graag met my wil praat. En dat ek die ervaring het in my lewe, dat hy dikwels met my gepraat het en nog steeds praat. Daarom dan hierdie tema, om na God
te luister. Die vraag is natuurlijk of ek en jy nog luister na die stem van God. En ek het dit goed gedink dat ek 'n paar eenvoudige maniere net vir u gaan neerpen. Daar's baie meer, maar 'n paar eenvoudiges om vir my en vir jou net te vra en te herinner en te help om na God se stem te luister. In die eerste plek, bring tyd saam met God deur. Geliefdes, ek en Magda is getroud. Die simboliese teken is daar. Daar word gesê dat ek haar ken. Dat ons vir mekaar lief het en vir mekaar omgee. En daarom is dit so dat nie net ek staan en praat en sy moet luister, maar dat ons twee saam praat. Vanmôre met hierdie tema is dit dan so dat ons deur die brood en die wyn, maar deur sy woord, ook soos hierdie ring, met alles wat met my gebeur en my omstandighede. En as ek so geluister het na u, dan kry ek vir u so jammer as ek hoor van al die dinge wat met jou gebeur. Dat jy en ek vanmôre kan sê, maar tussen alles deur hoor ek God se stem. Daar's baie wat sê God is 'n misterie. God is geheimsinnig. En selfs in goeie ou kerktaal het ons dikwels gepraat van God as die ontoeganklike, onsienlike, die een wat woon in duisternis. Maar vanmôre wil ek en jy vir mekaar sê, dis nie waar. Want ons moet leer ken as die Vader wat vir die verlore seun gewag het. As die een wat sê, ek het jou lief. Wat aan die kruis van Golgotha uitgeroep het, dit is volbring. Wat sy liggaam vir ons gegee het. As ek en jy met hom wil praat, moet ons in die eerste plek bewus wees van. Ons moet met hom vir hom lief wees. Ons moet weet dat hy en ek 'n lewende verhouding met mekaar. Ons is in 'n verhouding met mekaar. En daarom dat ek dan nou graag wil hoor wat God vir my sê. Maar as ek hom ignoreer, as ek hom aan een kant los, dan gaan dit ons niks wees nie. Selfs as ek die simbole een kant toe sit, dan is die merk, hierdie spier wat merk die om my vinger, roep nog steeds tot my en sê, onthou. Die Here sê ook vanmôre vir jou, onthou. Ek gee vir jou die nagmaal, ek gee vir jou my woord, maar onthou, as jy dit een kant toe geskuif het, ek is nog steeds daar. Maar my geliefdes, is die belangrikste punt is, dat ons moet tyd maak vir God. Sodat ons kan met hom kan kommunikeer. Sodat ek en jy die intimiteit kan ervaar. Want die wonder en die heerlikheid is dat ek vir Magda ken soos niemand van u haar ken nie. Dat ek haar leer ken het, 'n baie persoonlik en intiem, maar baie unieke wyse. En God wil jou intiem ken. God wat persoonlik is, wil met jou in jou omstandighede vanmôre kom praat. God wil graag hê jy moet luister. Daarom is dit belangrik, my liewe broeder en suster, dat ons in die tweede plek dan die woord wat God vir ons gegee het, sal gebruik. Want ons wil tog hoor praat, Magda. Ek wil hoor voel sy. Ek wil hoor wat is haar begeertes. Ek hoor haar verlange,
as seën. So die woord is vir my so belangrik. En daarom die Bybel wat ek moet lees. Het jy al Jeremia gelees? Jy saam gehuil. Het jy saam met die vrou wat met die stukkie kleedblou vasgegryp? Of die seun by die varke uitgeroep? Het jy wel gehoor en verstaan? Toe jy so bang was, jy almal voor jou uitgestuur het en jy alleen agtergebly het soos Jakob met hom geworstel het. Maak tyd vir sy woord. Lees daar wat die Here vir jou wil sê. Want hy praat met ons primêr deur sy woord. Maar my liewe broer en suster, hy praat ook met ons deur ons medemens. Die eenvoudige dominee wat op die kansel staan. Ouma van Tannie wat vir my sonskool gee. My pa, my ma, my broer, my suster, my buurman, my werkgewer, my werknemer. Maar hy praat ook met mense binne in die kerk. Die binne in die kerk word daar baie dinge aangebied. Toerustings, Bybelstudies, prediking, katedese. Dis 'n manier waar die Here met jou en met my wil praat. Maar ook hierdie praktiese dinge. Wanneer ons saam op bazaar hou en lag en gesels, of wanneer ons koeksisters bak, of wanneer ons nie besig is om met mekaar te praat, om te hoor in praktyk hoe ander mense wat God se stem hoor, leef. Daarom is die gemeenskap van die gelowiges so belangrik. Ag my broer en my suster, ek en jy wat in die wintertyd leef, en wat smag na die somer, ons weet ook dat God nie meer deur omstandighede met 'n mens praat, want dit ek reeds vanmôre ek so 'n bietjie gegroet het gehoor, met my so ontstel in die hartseer, die verlange en die dinge wat met jou gebeur het, die onverstaanbaarheid daarvan, mens begryp dit nie altyd. Is dit die Here om te praat deur die natuur, deur die koue en deur die hitte, die boontjies wat nou moet gesnoei word en die knoppies wat nou kom en die blommetjies wat huiwer. Wil die Here ook met my en met jou praat. Maar wil hy vanmôre in besonder met jou praat deur die brood en die wyn. In hierdie geleesde gedeelte wat ons saam gelees het, praat die Here en verduidelik hy en sê hoe belangrik dit is dat ons die brood en die wyn gebruik. Ag, jy weet tog, dat dit uit die oertradisie ontstaan het. Toe hulle daar in Egipte gewees het, en die nag die doodsengel verbygekom het. En hoe hulle daar die nag die lammetjie moes slag, en om heel kook en om heel van eet, en waar hulle die bitterkruie en al die dinge wat daarmee saam gaan geëet het, die lewe van hulle deurgebreek het, want hulle die bloed gesmeer aan die kusyn, en omdat die bloed daarin was, het die doodsengel by hulle verby gegaan. My liewe broeder en suster, maar by hierdie geleentheid van die brood wat ek en jy vanmôre dink, en as jy nou kyk na die simbool op ons tafel, is dit een brood. In die eerste plek wil dit sê dat dit verskillende bestanddele bymekaar gegooi is. En omdat dit reg gemeng is en reg gebak is, het dit 'n heerlike brood gevorm. Ons is verskillende soorte mense. Die Here het ons almal hier bymekaar gevoeg. Deur die regte temperatuur, die regte kombinasie, en die regte sieldeeg, het God deur sy Gees ons saamgebind, soos hierdie een brood. Maar vanmôre gaan jy sien dat ons die brood gebreek. En besef ons ook dat ek as gebreekte, as gebrokene vanmôre, mag weet dat my God, deur Jesus Christus, vir my gebreek is, sodat ek kan heal. Sodat ek gevoed kan word, sodat ek versterk kan word, sodat ek bemoedig kan word.
Vanmôre besef ek en jy dat hy alles gegee, sodat ek alles kon kry. Ons drink ook saam die wyn. En die wyn is die bloed. Maar hierdie bloed en hierdie wyn is dan simbolies van Jesus. En dat hierdie wyn wat ons dan nou gebruik, die Here sê, drink dit. En onthou, dat ek gee julle 'n nuwe verbond. Ag nee, weet in die Bybel het baie verbond. Ons ken die wetverbond, ons kry die handgeloof, ons kry die doop, ons kry verskeie. Maar hier sê die Here, die verbond wat ek gee is, dat ek die lammetjie is. Dat jy my moet eet, en dat ek vir jou die lewe gee. Dat ek kyk my eie werke, my eie vermoëns, my eie prestasie, iets gaan bereik. Maar dat ek volkome afhanklik sal wees van die Here. Die derde punt dan, my liewe broeder en suster, is dat God vir my en vir jou kom roep. Roep vir ons om hier vanmôre aan die tafel te kom wees. Hierdie uitnodiging tot my en vir jou is dat jy kom net soos jy is. Met jou sondeskuld en jou sondelas. Dat jy sal kom met jou verlange en jou seer en jou hartseer en jou gebroken. Maar dat jy sal kom met jou hele hart. Vol berou, maar ook met die vaste wete van vergifnis en versoening. Kom ons luister, wat sê ons formulier. En voordat ons dit dan nou luister, gaan ons eers luister na 'n video wat speel.
Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. In die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. By die aanskoue van brood en wyn roep die hele gemeente hom, die lydingsweg van ons Here Jesus, voor die Gees. Hoe hy sy lewe gegee, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het, hoe hy die lydingsbeker gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sal word. Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Doch kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in die vyfde plek 'n vreugdefees. Ons spreek die tekens dan nou van lyding en sterwe van ons Here Jesus Christus. In die nagmaal word die gemeente van die vreugde, in die nagmaalfees mag die gemeente nou van die vreugde smaak wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die Lam. Uit dit alles blyk duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en te versterk te word in ons geloof, in ons getuienis, maar ook in ons toekomsverwagting. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen om in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en die beker drink, sodat hy die oordeel oor homself bring. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Waar ons met ons gedagtes of woorde wat ons dade oortree, daar is ook sondes van versuim, waar is nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg voor God verootmoedig. Laat ons dan vas glo dat ons oortredinge vergewe is, op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. En dat ons ernstig daarna streef, om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys. Deur 'n ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag die almagtige, die barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help. Kom dan doen ek en jy saam belydenis van ons geloof, en elkeen spreek in sy hart. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in die Here Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, van waarheid sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die mens
en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, die tafel word nou in gereedheid gebring en kom ons sing dan saam met die video. Laat ons sing van ons verlosse sittende.
Die kan maar onmiddellik die brood gebruik of dit aan u uitgedeel word. Moet jy sommer nou die wyn ook instel? Dit is graag. Geliefdes, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n verkoeling vir al ons sondes. Ons wil hier daarop wys dat die binnekant druiwesap is, die gewoonte is, en dat daar ook houers by die ingangsportaal is. As u graag die groot beker wil gebruik, dat u dan ook net die hande sal opsteek, asseblief. En jy weet, ek het amper wil sê 'n jaar terug vir julle bedien.
Geliefdes, is daar iemand oorgeslaan met die brood? Iemand oorgeslaan met die klein bekertjie? Met die groot beker? Nou sal ek julle vertel. Hierdie leier, die Haken sê, julle moet kom vir 'n nuwe opleiding. Ek wil net sê, hulle wat so vinnig moet sit het, julle kom ook vir 'n nuwe opleiding. Hoor? Ek is bly dat ons so opgewonde kan wees en dat het so lekker was om hier te wees. Die gesigte so gekyk en sien malheid nog steeds verskyn. Uit 'n modesalon uit mooi kon stap. Is jy nog sekretaresse? Mal? Is jy nog sekretaresse? Nog steeds? Ja, dis conclusies nog aan die gang bly. En ek het Rafael gesien en ek Sarel, julle nog môre weggeloop. En jy môre kom weg toe nie meer gemeente daar. Ek het jou gesien, jy is nog nie die type wat jy kan steel nie. Hy het daar, hy was die koster gewees daar by Oospark. En hy het die pragtigste kiewite daar gehad. En toe die kiewite verdwyn, toe bedank hy ook as koster daar. En ek en my altyd so 'n bietjie na kyk na die kiewite. Wat so pragtig daar rondgeloop het, daar by die kerk gebruik. Geliefdes, kom ons sing dan uit ons hart, kom dank nou God, met ons hart en ons mond en ons hande, vir hierdie wonder wat die Here vir ons gedoen het, en saam te dank.
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap met die Heilige Gees, sal met u elkeen wees en bly. Amen. Dankie dat ek hier kon wees. Sing daai liedjie, God wat altyd daar is. Dankbaar is ons dat die Here hierdie ou gemeentetjie en hierdie kerk wat hulle al so baie graag wil toemaak, nog altyd daar is. En dat hy vir u 'n veilige vesting. Ek hoop van harte so dat dit vir julle lekker is en dat dit vir julle rustigheid sal bring en veiligheid sal wees. Mooi dat vir elkeen van u hoor.